Goeiedag, graad 4 tot 6 leerders. Ek is meneer Koekemoer en vandag gaan ek vir julle wys hoe gaan ons aftrek met breuke. Wanneer ons aftrek met breuke, is daar sekere stappe wat ons moet volg om die breuk op te los. Kom ek wys vir julle watse stappe kan ons gebruik om 'n breuk op te los wanneer ons aftrek. Onthou, wanneer ons aftrek met breuke, gaan ons twee breuke van mekaar minus. Kom ek wys vir jou watse stappe gaan ons gebruik. So stap nommer 1 is, wat sê die vraag? In hierdie geval gaan die vraag vir ons vra, ons moet twee breuke van mekaar aftrek. Stap nommer 2, kyk of die noemers dieselfde is. Wanneer die noemers nie dieselfde is nie, moet ons die noemers dieselfde kry. En dan, hoe kry ons die noemers dieselfde? Deur om te maal. Stap nommer 4, of stap nommer 3, trek die tellers van mekaar af, en dan stap nommer 4 sê, vereenvoudig. Kom ons begin met die eerste sommetjie. Met die eerste sommetjie gaan julle sien, dat ons noemers is dieselfde. Onthou, wanneer ons breuke van mekaar aftrek, trek ons net die tellers van mekaar af, nie die noemers nie. En nou dink jy by jouself, wat is nou weer die teller en wat is nou weer die noemer? Kom ek wys vir jou wat is die teller en wat is die noemer. So onthou altyd, die boonste getal bo die breuklyn is jou teller, dan kry jy jou breuklyn en dan kry jy jou noemer. So, wanneer ons gaan aftrek, trek ons net die tellers van mekaar af en nie die noemers nie. Want onthou, ons werk met breuke. En onthou, die boonste getal sê vir jou watse dele uit die breuk uit is. En die onderste getal sê vir jou hoeveel ewe groot stukke van die breuk daar is. So kom ons doen die eerste sommetjie. So, hulle sê hierso 3 op 12 minus 2 op 12. So, die noemers is reeds dieselfde, so ons gaan die noemer net hieronder neerskryf. So 3 minus 2 is 1 op 12. Ongelukkig kan ons hom nie verder gaan vereenvoudig nie. Wanneer ons vereenvoudig, kan ons die noemer en die teller met een getal deel, of dieselfde getal deel, en daar moenie 'n res wees nie. Maar ongelukkig kan ons hom nie verder gaan vereenvoudig nie, want daar is nie 'n getal wat ons kan vat om in 1 en in 12 in deel sonder 'n res nie. So hierdie antwoord is reeds nou op sy vereenvoudigste. Kom ons doen nog 'n sommetjie. Kom ons doen hierdie keer 'n bietjie 'n moeilike sommetjie waar die noemers nie dieselfde is nie. So, vraag nommer 2 vra vir ons 12 op 20 minus 1 op 5. Sien julle dat hierdie noemer is 20 en hierdie noemer is 5, wat beteken die noemers is nie dieselfde nie. Maar ons kan vir 5 maal om 20 te kry. En waarmee kan ons 5 maal om 20 te kry? Ons kan 5 maal met 4. Onthou, met wiskunde is ons regverdig. Wat ons onder doen, doen ons bo. So as ons hier onder maal met 4, moet ons hier bo maal met 4. So, nou gaan ons die noemers dieselfde maak. So ons sê 12 op 20 minus 1 maal met 4 is 4, 5 maal met 4 is 20. Nou kan ons die tellers van mekaar aftrek. So kom ons trek die tellers van mekaar af. So, 12 minus 4 is 8. Maar, sien julle, my antwoord is nou 8 op 20. Wat beteken, kan ek gaan vereenvoudig? Ja, ek kan gaan vereenvoudig. Wanneer ons breuke vereenvoudig, moet ons een getal gebruik wat ons by die teller en by die noemer kan gaan indeel, dat daar nie 'n res moet wees nie. En waarmee kan ons 28 gaan deel? Ons kan 28 gaan deel met 4. So 8 gedeel deur 4 en 20 gedeel deur 4. En as ons 8 gedeel deur 4, kry ons 2.
En as ons 20 gaan deel met 4, dan kry ons 5. So nou is my antwoord in sy vereenvoudigste vorm. Ongelukkig kan ons hom nie nog verder gaan deel nie, want anderste gaan daar 'n res wees. En ons soek nie 'n res nie. Kom ons doen nog 'n sommetjie waar die breuke of die tellers, die noemers, nie dieselfde is nie. So, sien julle dat hierdie noemer is 15 en hierdie noemer is 5. Hoe kan ons hierdie noemer ook 15 kry? Ons kan hom maal met 3. So 5 maal met 3 gaan vir my 15 gee, en as ek ondermaal, moet ek bo maal. So 2 maal met 3. So kom ons skryf nou hierdie noemers en tellers oor. So, ons het 9 op 15 minus 2 maal met 3 gee vir my 6. En dan 5 maal met 3 gee vir my 15. So, nou kan ons die breuke gaan minus. So ons kan die tellers van mekaar gaan aftrek. So kom ons skryf eers die noemer is 15. So 9 minus 6 gee vir my 3. Nou as jy hierso gaan kyk na ons antwoord, ons het 3 op 15. Wat beteken, is my sommetjie in sy vereenvoudigste vorm? Nee. Ons kan hierdie 3 gaan deel deur 3 en ons kan hierdie 15 gaan deel met 3. En dan gaan hy in sy vereenvoudigste vorm wees. So kom ons deel hom met 3. So 3 gedeel deur 3 en 15 gedeel deur 3. En wanneer ons 3 gedeel deur 3, kry ons 1. En wanneer ons 15 gedeel deur 3, kry ons 5. So, graad 4 tot 6 leerders, dit is hoe ek my breuke met stappe vereenvoudig en aftrek van mekaar af. En dit is hoe ons 'n moeilike sommetjie gaan maal om die noemers dieselfde te kry en van mekaar aftrek. En laastens, as jy die stappe sou gevolg het, het ons hom gaan vereenvoudig. En ons het die antwoorde in sy vereenvoudigste vorm gekry. Graad 4 tot 6 leerders, ek gaan vir eers groet. Tot 'n volgende keer, totsiens.